Vriende wraggies, julle het dit gemaak tot by die laaste sessie. Well done. As daar nou 'n wegraping is, gaan julle onmiddellik gaan, hoor. Dankie vir julle tyd, man. Dankie dat julle hier is. Dankie dat julle fokus. Ek wil gou vir julle sê, ek het eers hierdie goed het eers regtig deel gemaak nadat ek 'n derde keer daardie gewerk het, hoor. Maar ek is dalk net nie heeltemal so braai soos julle nie. So, ek wil net gou sê, dit is 'n bietjie informational overload, ek besef dit, maar jy het die boek, lees dit weer. Ek het 'n vermoede dat hierdie 'n meer permanente kursus ook hier by die gemeente gaan raak, dis hoekom ek genooi is. So, as jy hom 'n tweede keer kan doen, of 'n derde keer kan doen, dit is opgeneem op video, as jy kan toegang kry tot dit, dan doen hom weer, totdat hy deel raak van jou hartklop. OK. Vriende, dankie dat julle julle huiswerk gedoen het. Ek waardeer dit geweldig baie. So die tema is nog steeds, wie is ek in Christus? En ons gaan dit nou net weer vir jou voorstel met hierdie skets. Dis op bladsy 37 en ek gaan dit nou vir jou verduidelik. Maar voordat ons dit doen, kom ons lees net saam Efesiërs 2. Efesiërs hoofstuk 2. En ons gaan lees vanaf vers 1 tot vers 8. Maar voordat ons lees, kom ons bid. Here Jesus, ek wil graag verklaar dat ons van U afhanklik is. Ek wil graag verklaar dat soos die skrif sê, die Gees ons eintlike leermeester is. Ek wil graag vra, Vader, dat hierdie dinge wat ons vandag hoor en die huiswerk wat ons doen, deel sal raak van Christus se hartklop binne in ons. Ek wil graag vra, Vader, dat U ons toerus om disipelmakers te wees. Die naaste wat mense dalk ooit aan Jesus gaan kom, is in die teenwoordigheid van hierdie lidmate. En dan het hulle 'n geleentheid, soos wat Petrus gesê het, om rekenskap te gee van die hoop wat in hulle leef. Here, want hulle is nou toegerus. En Here, dankie dat U vissermanne gebruik het. So Here, ons ontvang vir ons, maar ons ontvang om uit te gee. Amen. Vriende, so hierdie voorstelling gaan oor wie is jy in Christus. Die in Christus frase in die Bybel word meer as 130 keer herhaal. Jy is in Christus, jy is in hom. Nou, kom ek sê gou weer wat dit beteken. Ek het dit gesê, maar ek gaan net gou weer dit sê. So jy is gebore vanuit onverganklike saad. Die saad is die saad van Christus. So hy is in jou en jy is in hom. Bly in my soos ek in julle. Kom ons lees dit. Efesiërs 2. Julle was dood as gevolg van julle oortredings en julle sondes, wat voorheen julle lewenswyse gekenmerk het. Julle het gelewe soos hierdie sondige wêreld en julle laat lei deur die volks van die onsigbare magte, die gees wat daar nou aan die werk is in die mense wat aan God ongehoorsaam het. So het ons trouwens vroeër ook almal gelewe. Ons is deur ons sondige begeertes oorheers en het gedoen net waartoe ons luste ons gelei het en wat in ons gedagtes opgekom het. Vanweë ons sondige natuur sou ons net soos die ander mense deur God gestraf moes word. Maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. Deur sy groot liefde het hy ons wat dood was, as gevolg van ons oortredings, saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered. Ja, in Christus Jesus het hy ons saam met hom opgewek uit die dood. En saam met hom 'n plek in die hemel gegee. Sodat God ook in die tye wat sou kom, sou laat sien hoe geweldig groot sy genade is deur die goedheid wat hy in Christus Jesus aan ons bewys het. Julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie, dis 'n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie en daarom het niemand enige rede om homself trots te wees nie. God het ons gemaak
wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Vriende, hierdie is 'n opsomming van die hele kursus, as jy hom nou mooi gelees het. Hoekom wil jy geestelik groei? Hoekom wil jy graag in jou siel moet inbuig onder jou gees? Want hy het jou bestem vir goeie dade. En as jy eendag in die hemel kom, wil jy graag hoor, mooi so goeie en getroue straf. So, kom ons kyk gou-gou na hierdie voorstelling. So julle sien die swart lyn, die skynslyn, en julle sien daai swart lyn begin met 'n kolletjie. Daar staan Adam. Dit is die dag toe jy gebore is. Jy is gebore in Adam. Jy het 'n lewenslyn. Daai verskillende dwarsstreepies is toe jy gebore is, toe jy jou eerste tree gegee het, toe jy kleuterskool toe is, toe jy laerskool is, toe jy jou eerste meisie gesoen het. Maar toe jy droog gemaak het en sonde gedoen het en gesteel het en gejok het, so dis jou lewenslyn. So jou lewenslyn het 'n beginpunt, dis hoekom jy 'n verjaarsdagdatum het, En die eindpunt van hierdie lewenslyn is uiteindelik die hel, teensy jy gered word. Nou, ek wil net gou hier sê, vriende, ek moet dit net sê. Ouens sê partykeer vir my, ek praat met baie ateïste of so, of ouens wat voorheen geglo het wat nie meer glo nie. En dan sê hulle my, Jesus, ek kan nie glo in 'n God wat mense hel toe stuur nie. Dan verskriklik, Ek kan nie glo in 'n God wat mense hel toe stuur nie. Hoe kan God mense hel toe stuur? Vriende, ek wil net gou sê, God stuur nie mense hel toe nie. Johannes 3 vers 16, die bekende vers, sê, want so lief het God die wêreld gehad, sodat sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Maar vers 17 is die vers wat ons moet lees. Vers 17 sê, God het nie sy seun na die wêreld toe gestuur om te veroordeel nie, maar om die te red wat verlore gaan. God se hart is dat niemand verlore gaan nie. As ek op straat is en ek werk met haweloses, dan lees ek altyd vir hulle hierdie vers, want weet jy, almal judge hulle. Almal judge hawelose. Net hulle maak vuil op die strate. Hoekom maak julle so vuil op die strate? Toe ek in Durbanville was, het almal altyd gevra, hoekom gebruik julle die sypaadjie as 'n toilet? Weet jy, wat is die antwoord op daai vraag in Durbanville gewees? Want daar's nie 24 uur toilet oop nie. Sien, ons is so maklik om te oordeel. En dan lees ek altyd vir julle hierdie vers. Dan sê ek, yes man, ek weet jy word gejudge. Ek weet mense kyk neer op jou. Maar raai, waar is God se hart? God het nie sy seun gestuur om jou te judge nie. Dis nie hoekom hy gekom het nie. Hy het gekom om die te red wat verlore is. En dan die vraag, het jy Jesus gevat? So ek wil net gou dit regstel. God stuur nie mense hel toe nie. Mense kies om nie God te dien nie. Want hy is 'n God van vrye wil. Hy oorskry nie jou vrye wil nie. Hy gee vir Adam en Eva 'n keuse. Hoekom gee hy vir hulle keuse in die tuin van Eden? Hulle mag eet van al die bome behalwe van die boom van kennis van goed en kwaad. Hoekom gee hy vir hulle vrye wil? Want liefde bestaan nie sonder vrye wil nie. Ek is nou weer terug by my tienerseuns wat so graag 'n meisie wil hê. Slegte nuus is jy kan nie die meisie forceer om lief te wees vir jou nie, Ek bedoel, as daar so 'n app was, sal hulle hom gedownload het. Maar jy kan nie 'n meisie forceer om jou lief te hê nie, sy moet kies om jou lief te hê, want as jy haar forceer is dit nie liefde nie. So, die mens het vrye wil. God gee vir die mens vrye wil om vir of teen hom te kies. En as jy dan nou teen hom kies, die definisie van die hel is 'n plek waar God nie meer is nie. Dis die definisie van die hel. Daar's ander definisies ook, maar een van hulle is, die hel is 'n plek waar God nie meer is nie. En ons het nie 'n idee wat dit beteken nie, want selfs al is jy ongelowig, is God nog steeds teenwoordig. So ons het nie 'n idee hoe 'n plek is waar God nie is nie. Maar die definisie van die hel is 'n plek waar God nie meer is nie. Hy's nie teenwoordig daar nie, hy's afwesig daar. So as jy kies om nie Jesus te volg nie, dan kry jy op die einde van die dag net wat jy gekies het, 'n plek sonder God.
Maak dit sin? Hy respekteer jou vrye wil tot in die lewe na hierdie lewe. So ek wil dit net regstel, want eers daar's 'n verwarring. Kan nie glo in 'n God wat mense hel toe stuur nie. Dis nie God wat mense hel toe stuur nie, dis mense kies om nie Jesus te volg nie. Maar dan nou natuurlik ek en jy word gestuur. Ek wil net my evangeliese hart moet dit net sê. So wanneer jy gebore word, word jy gebore in tyd. Jy word gebore en ontvang in sonde. Daar gebeur goed in jou lewe, dis jou lewenslyn. As jy op daai lewenslyn bly en jy ervaar of jy raak nie wedergebore nie, dan beland jy in die hel. En dis nie God se skuld nie, en sy hart was om die te red wat verlore gaan. Goed, maar gelukkig is daar 'n tweede lewenslyn. Hierdie tweede lewenslyn is 'n lewenslyn van Christus. So dit is daai pers een wat horisontaal is. Julle sien hom. Nou kyk gou daai lewenslyn van Adam het 'n kolletjie. Dit beteken hy het 'n beginpunt. Kyk gou hoe lyk die lewenslyn van Christus? Hy het nie 'n kolletjie, hy het nie 'n beginpunt nie. So met ander woorde, hy is ewig. Christus se lewenslyn is ewig. Aan die begin was die woord en die woord was by God en die woord was self God. Nee, so hy was ewig, hy was van altyd af daar. So dis sy lewenslyn. So Jesus het nie die eerste keer op die toneel verskyn toe hy gebore is uit Maria nie, né? Julle weet dit. Want die Jehova getuies glo dat Jesus het die eerste keer verskyn op die lewenslyn toe hy gebore is uit Maria. Nee, dit is belangrik om te weet. Hy was van altyd af daar gewees, hy is self God. So hy het 'n ewigheidslewensslyn. Hy was van altyd af daar en hy sal vir altyd wees. Okay. Maar in sy lewenslyn het God die Vader ons so lief gehad dat hy hom aarde toe gestuur het. So jy sien nou daai mannetjie daar onder bo Efesiërs 1 vers 4. 3000 jaar gelede is dit al begin voorspel dat hy gaan kom en hy is gebore in 'n stal in Bethlehem, julle ken die storie. En hy het gekom omdat God ons so lief gehad het. En dan sterf hy aan 'n kruis en hy sterf vrywilliglik. Dis nogals geweldig belangrik. Jesus sê niemand neem my lewe van my nie. Ek lê dit vrywilliglik af. En dan sterf hy. Hy wat sonder sonde was, het sonde vir ons geword sodat ons in ons eenheid met hom kan word geregtigheid van God. 2 Korintiërs 5:21. So hy was op aarde, hy sterf. Julle sien daai lyntjie by die kruis gaan so 'n bietjie af. Nee, hy gaan 'n bietjie af. As jy nou die apostoliese geloofsbelijdenis ken julle dit wat sê hy het ter helle neergedaal en ouens het baie vrae daaroor, maar dit beteken net hy was regtig dood. En op die Saterdag in die doderyk het hy sy oorwinning gaan afkondig, dat hy het oorwin, toe hy alle demoniese magte en Satan oorwin, so hy is dood, en toe is hy opgewek, en toe het hy opgevaar, en hy sit nou aan die regterhand van die Vader. Maar hy is nie net daar nie, hy is ook hier, want die Heilige Gees word uitgestort. Goed. So, as jou lewenslyn die swart lyn dan nou kruis met sy lewenslyn, dan moet jy 'n keuse maak. Gaan jy aanvaar dat hy vir jou gesterf het, of gaan jy dit nie aanvaar nie? Dis wedergeboorte. Ek wil gou vir julle sê, vriende, weet jy wat die verskil tussen die Christelike geloof en alle ander gelowe? Party ouens sê mos nou dis so populêr om te sê, man, dit maak nie saak hoe jy glo nie solank jy 'n goeie mens is. Nee? Angus Buchan sê altyd, good people don't go to heaven. Wat sê hy? Believers go to heaven. Nee. Alle ander gelowe glo dat jy iets kan doen om jou verlossing te bewerk. As jy 'n Hindoe is dit transcendentele meditasie. As jy 'n Boeddhis is dit karma. As jy 'n Moslem is dit die 5 pilare van Islam. Nou wil ek gou vir jou vra, net dink net gou daaroor.
Dink jy die wêreld raak al hoe beter of dink jy die wêreld raak al hoe slegter? Come on, wat dink jy? We're going down, man. So dink jy die mens kan homself red? Want raak die wêreld al hoe beter of raak die wêreld al hoe slegter? As jy dink die wêreld raak al hoe beter, man, daar gaan 'n dag kom, nê? World peace, geen honger nie, almal is versorg. Nê? As jy dit glo, dan kan jy of 'n Hindu word, of 'n Boeddhis, of 'n Moslem, want hulle almal glo jy kan iets doen om gered te word. Nee, maar dan is jy jou piek van wêreldgelowe. Die Christelike geloof is die enigste geloof wat sê jy kan niks doen nie. Kan niks doen nie. Christus het alles gedoen. Daar's 'n massive verskil tussen die Christelike geloof en alle ander gelowe. Moenie val daarvoor nie. Nee, sorry. Ek weet julle hoor hierdie goed elke Sondag, maar ek wil dit net sê. So nou kruis jou lewenslyn hopelik met die lewenslyn van Christus. Nou moet jy kies, gaan jy hom aanvaar of nie, hy gaan jou nie dwing nie, jy moet dit kies. Dis gratis, maar jy moet die pen vat. As jy sou kies, en weet jy, Paulus sê dat selfs al kies jy dit, is dit ook genade, want dit is die Heilige Gees wat jou oë oopgemaak het. Dis nie 'n beautiful ding nie. Wanneer jy dit kies, maar jy het vrye wil, dan word jy wedergebore. Wat is wedergeboorte? Jy word gebore vanuit die onverganklike saad van Christus. Die DNA van God die Vader, van Christus, die Heilige Gees word ingeplant in jou gees. Jy kry 'n nuwe gees. Dis nie jou ou gees op 'n drippie nie, dis 'n nuwe gees. You are a new creation. Die Heilige Gees van Christus is in jou. Jy raak deel van sy familie. Hy is jou oudste broer. Jy het die reg om te weet jy is kind van God. Jy is seun of dogter van die lewende God. Hier is die belangrike punt. So Christus se lewenslyn word nou jou lewenslyn. Christus se eienskappe raak nou jou eienskappe. Jy het dit nie verdien nie. Christus se agtergrond, wie hy is, word ingeplant in jou. So omdat hy heilig is jy heilig. Omdat hy regverdig is jy regverdig. Omdat hy ewig is jy ook nou ewig. Het jy al ooit gewonder waar kom ewige lewe vandaan? Ons almal weet as Christene, as jy Jesus aanvaar, gaan jy ewig lewe, nee, ek wil, dit is Sondagskool 101. Maar waar kom dit vandaan? Omdat Christus ewig is en ewig sal wees en jy's ingeplant in hom, leef jy ook nou ewig. Maak dit sin? It's beautiful. Is dit nie? Dis die beste nuus ooit. So dit wat Christus vir jou verdien het, raak wie jy is. En hier sterf jy die ou mens af. Jou lewenslyn word uitgevee. Jou sonde, jou verlede word uitgevee. Dis nie meer wie jy is nie. Jou identiteit het verander. Ek het julle 'n storie vertel van Augustinus, nê? Met die vroutjie van die nag. En sy sê, "Ooit, Augustinus, herken jy my nie meer nie?" En Augustinus sê, "Ja, maar dis nie meer ek nie, ek is nou Augustinus Christus." Jou van verander. Jou eintlike pa is nou jou Vader in die hemel. Vriende, weet jy, dit gee soveel hoop vir mense wat aangeneem is. Weet julle hoekom? Hier is 'n shocker, ons almal is aangeneem. We are all adopted into the family of Christ. Dis die groot gelykmaker. As jy ooit gedink het jy is lost want jy is aangeneem en julle, ek praat nie ligtelik hieroor nie. Regtig nie, ek weet dit is 'n groot ding. Maar weet jy, ons almal is in elk geval aangeneem. Ons het 'n nuwe Vader. Dit beteken nie jy skryf jou pa af nie. Moet asseblief nie dit doen nie. Jy moet nog steeds jou vader en jou moeder eer. Maar weet jy, as jy eendag in die hemel kom, weet jy, jou pa gaan jou broer raak. Onthou jy, ek het aan die heel begin dit gesê, want die hoogste familie is die familie van Christus. Jy gaan jou pa herken as jou pa en jy gaan met jou oupa kan praat. Kyk, sê nie jy gaan nie julle herken nie, maar jou pa raak jou broer en jou vrou raak jou suster. En jou kind raak ook jou broer. Kyk, lekker confusing, né? Ons gaan eendag presies weet hoe dit werk.
Want dis die hoogste familie, die familie in Christus. En Christus is jou oudste broer en jy het 'n nuwe lewenslyn. En die ou lewenslyn is uitgevee. En daarom is jy skoon. Is jy 'n kind van God? Is jy gered? Gaan jy vir altyd lewe? Het jy geloofsekerheid? Ek vra altyd vir my belydenisskas. Imagine gou jy's 'n wedergebore kind van Jesus, nê? Nee? Maar jy wil graag by jou boyfriend gaan kuier Woensdag aand. Jou ma sê daar's 'n kans hê. So skoolaand. Nou lig jy vir jou ma. Mamma, daar's 'n kooroefening by die skool. Ek moet Woensdag aand skool toe gaan. Mamma sê, "Oké, jy kan gaan, dis 'n kooroefening." Jy ry met jou poegie. Nee, jy ry duidelik nie skool toe nie. Jy gaan na die boyfriend toe. 'n Kar tref jou juist dood. Sorry, baie dramaties, nee. Kan jy hemel toe gaan as die laaste ding wat jy gedoen het was om te lieg vir jou ma? 60% van Christene kry die vraag verkeerd. Wat is die antwoord? Absolutely. Absolutely, want niks kan jou skei van die liefde van Christus nie. Dis nie 'n goeie idee om te lieg vir jou ma nie, want as hy uitvind, raak jy soos die seentjie wat wolf geskree het. Nee, julle ken daai? Jy raak 'n leienaar. Jy moet repent, dis nie 'n goeie idee nie. Moenie ook vir jou ma nie. Dit gaan jou lewe vernietig. Maar dit verander nie wie jy is nie. Hoekom? Want jy is nou in Christus. Jy's ingeplant. Die Bybel praat van jy's ingeënt. Sê Romeine, ingeënt op Christus. En sy lewenslyn raak nou jou lewenslyn. Maar hier is die catch. Dis die T's en C's. Ek het nou in die breek met iemand gepraat oor wanneer jy Jesus aanneem, moet jy die koste van navolging bereken. Daar is 'n koste, the cost of discipleship. Dis die T's en C's. Want jou lewe is dan nie meer jou lewe nie. Jou lewe behoort nie meer aan jou nie. Dit gaan nie meer oor wat jy wil nie. Dit gaan oor wat Christus wil. Die lewe wat ek nou leef is die lewe wat Christus in my leef. Maar jy glo dis 'n goeie ding. Nie 'n slegte ding nie. Beteken ook nie alles gaan maanskan en rose wees nie. Ons het gepraat daaroor. Jesus sê, waar skeel in hierdie wêreld gaan julle dit moeilik hê. So jy moet die koste van navolging bereken. Nou dis die amazing ding. Is wanneer jy in Christus is, het jy reeds 'n plek in die hemel wat verseker daar is. Jy het reeds 'n plek in die hemel. Dis asof jou lewe al reeds veilig toegesluit is in 'n kluis bo in die hemel. Dis gewaarborg. Jou naam is in die boek van die lewe. En dit maak nie saak wat met jou gebeur nie. Jy's veilig in Jesus. Selfs al gebeur die ergste van die ergste van die ergste, jy's veilig in Jesus. Dis 'n beautiful ding, julle, want ons weet hoe die storie eindig. Het jy al ooit 'n boek gelees, nê, en jy sê kan dit nie hou nie. Kan dit nie hou nie. En nou cheat jy en dan blaai jy na die laaste hoofstuk toe en jy lees gou dit en dan, ek is so bly. Hulle kom by mekaar uit. Ek is so dankbaar. En dan kan jy die res van die boek rustig lees. Julle doen nie dit nie, net ander mense. OK. Julle ons weet hoe die storie eindig, nê. Ons het Openbaring. Ons het Openbaring 5 wat sê daar kom 'n dag wanneer hy elke traan sal afdroog en waar hy elke wond sal genees. En dan sê Jesus, love it, sê hy, kyk, ek maak alles nuut. So vriende, hierdie lewe is taaf en ons het nou heel naweek gepraat oor verwerping en verlating en beskaming en ons moet aandag gee aan hierdie goed want ons geneigtheid om sonde te doen kom baie keer uit seer. Die rede hoekom ek hier meer het is omdat ek seer gekry het. So as ek wil vrug dra, moet ek aandag gee, ek moet geestelik groei. Nee. Maar op die einde gaan daar 'n dag kom wanneer Christus anyway alles stop. Enige pyn, enige verlies, enige hartseer,
enige besigheid wat jy verloor het, enige geld, daai huis, daai plaas wat jou oupa verloor het in Zimbabwe. En weet jy, as jy Romeine 5 baie mooi, Openbaring 5 baie mooi gaan lees, dis 'n stunning hoofstuk, dan impliseer Openbaring 5 dat wanneer Christus weer kom, gaan hy dit opmaak wat jy verloor het. Hy gaan dit vir jou teruggee. Dis nie net dat hy dit stop nie, hy maak dit op, hy vergoed daarvoor. Ek het nie 'n klou hoe hy dit gaan doen nie. Is dit nie amazing nie? Vriende, so ons weet hoe die storie eindig, as jy op die lewenslyn is van Christus. So jy sterf die ou mens. Jy word opgewek saam met Christus. Jy het 'n nuwe lewe. Jou van het verander. Jy is nou nie meer 'n van 'n Merwe nie. Wat is dit met my en die van 'n Merwe is? Ek hoor hier's 2 van hulle. Hulle gaan my wiele afblaas later. Nee, hulle gaan nie. Jy's nou 'n Christus en dis nie arrogant om dit te sê nie, want dis wie jy is. En nou is die vraag, leef jy vanuit daai plek? Want ons weet hoe die storie eindig. Dis jou identiteit. En nou, ja, jy kan natuurlik onheilighede kies en nog sonde doen, maar dan is dit hoe jy is en nie wie jy is nie. Vriende, ek wens ons het tyd gehad om deur die tabernakel te gaan. Julle ken die storie van die tabernakel. Julle, ek sal nooit vergeet nie, 20 jaar terug seker. Goeie 20 jaar terug was ek hier by Logos en toe Rudy en Marinda Nagel. Hulle het 'n life-size tabernakel gebou hier in die klein saaltjie. Beautiful. Dit was in die tyd van boiler rooms. Onthou julle boiler room gebed? So 'n beweging, is 'n beautiful ding. En toe ons nou by Bellville West, ek was daar, het ons net vir Rudy en Marinda Nagel gecopy and paste. Was jy al ooit in 'n tabernakel? Die amazing ding van die tabernakel is dat die tabernakel, as jy mooi kyk na hom, het net een ingang. Jy kan net van voor af ingaan. Jesus sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Dan moes jy 'n rammetjie of 'n skapie bring, want dit moet geoffer word vir jou sonde. Jy moet die beste bring van wat jy het. Dit kan nie 'n brandmaar lammetjie wees nie. Die beste van wat jy het, die eerste van wat jy het. Julle, en sorry, net 'n kanthandtekening, tot vandag toe nog het dit te maak met dankoffer gee, tithing. En jy moet die eerste geldjies wat jy gee in 'n maand behoort jou dankoffer te wees. Die eerste van jou oes. OK, nie omdat jy gered wil word nie, maar omdat jy gered is. Nog presies dieselfde beginsel. So jy moet die beste lammetjie kies, die beste een. En dan bring jy hom en dan vat die priesters hom en hulle inspekteer die lammetjie om te kyk as hy goed genoeg en dan offer hulle dit en dan die bloed van die lam bring die vergifnis van sondes. Julle ken die tabernakel. En dan die priesters, dan is daar priesters en jy het 2 stelle priesters gekry, die hoofpriester en die gewone leviete. En hulle kon in die heiligste ingaan. Dis die eerste gedeelte van die tabernakel self. En in die tabernakel was daar die brood en die menorah en die wierook. En weet jy, as jy na dit alles gaan kyk, jy moet regtig 'n studie doen van die tabernakel, ek glo julle doen. Maar elke aspek van die tabernakel is vervul in Christus. As jy nou imagine, die ouens het hierdie goed, hulle het hom gebou in die middel van die woestyn, tussen Egipte en Kanaan. Hulle moes hulle ringe afhaal en hulle juweliersware, dit moet gesmeld word om die ding te bou, dan travel jy met hierdie ding. Nee, want jy trek, dan moet hulle hom alles oppak, alles weer inslaan, net om het jy al ooit gekamp? Ek en my vrou gaan kamp in die Cederberge 1 keer per jaar. Ons het 1 keer 'n fout gemaak om net vir 2 dae in Jamaica te bly en toe 2 dae in Sandrift en 2 dae in Driehoek. Stupidste ding wat ons lewe gedoen het. Sal net nooit weer. Ons het gaan van wees. Hoe lank kan dit nou vat om 'n tent op te slaan? Hulle het hierdie ding opgeslaan. Wat jy moet verstaan is die gewig van wat Christus vir ons bereik het.
sodat jy in Christus kan wees. Die hoëpriester Aaron kon 1 keer 'n jaar in die allerheiligste ingaan. Dan moet hy eers 'n bok offer vir sy eie sonde. Nee, want hy het sonde. Hy is die hoëpriester wat sonde het. Dan moet hy 'n sondebok vat, die sondebok, dis waar sondebok vandaan kom, en dan 1 keer 'n jaar dan sit hy sy hande op die sondebok en dan dra hy die sondes van die volk oor op die sondebok. En dan die sondebok word in die woestyn ingejaag waar die sondebok vrek van die dors met die sondes van die volk op hom. Nou kom ek vertel vir julle 'n storie. Johannes die Doper is besig om te doop. Johannes die Doper se doop was 'n bekeringsdoop, nê. Nee, hy sê bekeer julle want die koninkryk van God het naby gekom. Julle ken dit goed. Dan kom Jesus verby. Dan sê Jesus daar is die lam van God wat die sondes van die wêreld wegneem. Dan sê Jesus vir Johannes die Doper jy moet my doop. Johannes die Doper double clutch. Hy sê dit sal nie so wees nie want jy hoef nie tot bekering te kom nie. Ek is dan nie eers werd om jou veters vas te maak nie. Want hoekom Jesus wil jy 'n bekeringsdoop hê want jy is die perfekte lam van God. So hy sê no ways, gaan dit nie doen nie. Jesus sê jy gaan dit doen, jy verstaan dit nie. So Jesus ondergaan dan 'n bekeringsdoop. Nee, die sondes. So die eerste keer as Jesus gedoop word, weet jy wat gebeur daar? Hy neem die sondes van die wêreld op hom. Hy wat nie 'n bekeringsdoop hoef deur te gegaan nie, kry 'n bekeringsdoop. Hoekom? Sodat hy die sondes van die wêreld op hom kan neem. Dis die begin van sy aardse bediening. Dis hoe dit begin. En dan maak die hemel oop, nê? Nee, beautiful. Dan kom die krag van die Heilige Gees. Hy kry 'n salwing, krag om sy bediening te doen. God die Vader sê, dis my geliefde seun in wie ek welbehaag. En dan wat gebeur met Jesus wanneer hy die sondes van die volk op hom neem soos die sondebok? Waartoe gaan hy na hy gedoop is? Raai gou? Woestyn toe. Klink nogals bekend, né? Nee? Tabernakel, Jesus. En dan wat gebeur in die woestyn met Jesus? Hy word versoek. Satan probeer hom doodmaak en sê vir hom as jy regtig die seun van God is, spring van die gebou af, die engele sal jou vang, want die sondebok moet doodgemaak word. Maar Jesus word nie oorwin deur Satan nie, want hy lê sy lewe vrywillig af. Vriende, so dis belangrik om te verstaan wat die offers is. En as julle gaan kyk in julle boek, dis daar bladsy 39 tot 40, is al die offers wat die ouens moes bring in die Ou Testament, net sodat, en die groot ding van die offers natuurlik is, dit moet die heeltyd herhaal word. Heeltyd herhaal word. Maar dan kom Jesus en hy is die finale offer. En ons hoef nie meer ons skaapie te vat nie. Ons kan hom nou eet op 'n Vrydag aand. Hartseer. Sorry, ek moes nou nie dit gesê het nie. OK. So die offers het gestop. Want Christus is die finale offer. Maar nou is die vraag, sien jy dit raak? Vriende, een van die mooiste stories, ons is op bladsy 41, julle ken dit baie goed, maar ek wil tog net saam met julle deur dit gaan. Een van die mooiste gelykenisse van Jesus is die verlore seun. Julle ken die verlore seun? Hy gaan na sy pa toe, sy pa leef nog. Hy sê ek wil die helfte van die erfenis hê. Wat eerlik 'n geweldige belediging is, sy pa leef nog. Hy is nog nie eens in die graf nie. Weet jy wat die amazing ding, sy pa laat hom toe. Hoekom? Want God respekteer vrye wil. Die verlore seun gaan, hy mors al die geld uit. Hy het vriende solank hy geld het, dan hardloop die geld uit. Dan gaan hy amper dood van die honger, hy eindig op 'n plaas. Hy moet die varke oppas. Dan raak hy so honger, hy hoop hy kan maar iets eet van die peule van die varke, sê hy. En dan gebeur daar 'n amazing ding met hom. En dis wat ons, as ons praat oor totale oorgawe, is dit. Nee, want ons het nou gepraat, julle onthou, ons het gepraat van die Rooi See en ons praat van die Jordaan. Ons praat van die woestyn en ons praat van Kanaan.
So wat is totale oorgawe? So die verlore seun sit daar en dan is daar 'n ongelooflike sin. Dis die keerpunt van die verhaal. En hy het tot homself gekom. In Engels, he came to his senses. Vriende, daar's so min mense wat dit doen. En ek sê dit nie veroordelend nie. Maar om tot jouself te kom, om wakker te skrik, om te besef. En terwyl hy daar sit, besef hy droog gemaak. So wat hy doen is, hy sê, as ek maar net terug kan gaan na my pa se plaas toe, want ten minste die werkers daar lewe beter as wat ek doen, want hy verwag, hy kan nie weer die pa se seun wees nie, want hy het hom beledig, hy het in elk geval sy erfgeld uitgemors. En dan gaan hy terug met die verwagting dat hy net 'n werker kan wees. En dan, hoe gaan die storie? Dan gaan hy terug. Maar as jy nie tot jouself kom nie, dis hoekom die huiswerk so belangrik was. Jy 'n bietjie geforseer om tot jouself te kom. Ek hoop jy het dit gedoen. En ek hoop dit was positief en ek hoop nie dit was 'n shaming exercise nie. Maar jy moet tot jouself kom. Jy moet raak sien. Weet julle, een van die grootste funksies van die Heilige Gees is om sonde in jou lewe uit te wys. It's a beautiful ding. Hoe nader, was jy al ooit in 'n donker kamer, en daar's 'n kers en jy kom nader aan die kers en jy kom agter, gits my hande is vuil. Jy kom nie agter as jy in die donker is nie, maar as jy in die kers is, So nader jy kom aan die lig, hoe meer sien jy dat jou hande vuil is en dis 'n goeie ding. Hoekom? Want dan kan jy dit was. So kom tot homself, hy gaan terug, sy pa staan die heeltyd buite, want sy pa sien hom van ver af aankom. Sy pa wag, wanneer kom my seun, wanneer kom my seun, wanneer kom my seun? Maar hy kan nie sy seun dwing nie, want dit is vrye wil. En dan op 'n dag sien hy sy seun vanuit die verte, en wat doen hy dan? Dan doen hy iets wat 'n man in die antieke tyd nooit gedoen het nie. Hy hardloop na sy seun toe. Julle ken daai liedjie van Sting, A gentleman will walk but never run, ken jy daai? Dis hoe dit in daai tyd was, a gentleman will walk but never run. Maar die pa kan nie help nie. Dis my seun daai. En hy hardloop en hy omhels hom en hy gee vir hom 'n kleed en hy laat die kalf. En hy sê die woorde, want my seun was dood en nou leef hy. Daar is 'n opsomming van wat ons die hele naweek gedoen het. Jy het gesterf en jy het opgestaan. Die kruis en die opstanding sê iets wat vir jou gebeur nie, wat met jou gebeur. En die oudste seun natuurlik is bitter kwaad. Want hy sê ek verdien dit om ook 'n kalf te kry. Jy sien, hy's op die verkeerde bladsy. Ek wil nie sê hy's 'n moslim nie, maar hy klink nogal soos een en ek sê dit nie veroordelend nie, maar jy verstaan dit. Hy verstaan nie genade nie. So om tot jouself te kom en dan te ontdek jy het eintlik 'n Vader die heeltyd gehad. Vriende, dis totale oorgawe. Ons is besig om te praat van jy is nou gered. Hoekom wil jy Kanaan toe gaan? Christus is in jou gees. Laat toe dat jou wil, jou denke en emosies getransformeer word. Een van die mooiste gebede wat ek in my lewe gehoor het, dis my persoonlike gebed nou. Ek wil dit graag vir julle leer. Een van my mentors, Neelsie de Brito, wat hierdie vir my geleer het vir my hierdie gebed geleer. I love it. Dis een van my favourite gebede en dit gaan so. Here, ek kan nie, maar U kan. Eenvoudig is dit. Here, ek kan nie, maar U kan. Here, ek kan nie, maar U kan. Dit beteken met ander woorde, die Heilige Gees is in my gees en Here, ek kan nie. Ek kan nie my denke vernuwe nie. Ek kan nie my emosies vernuwe. Ek is nou so kwaad. Ek kan nie hierdie ou vergewe nie. Maar U kan. Jy sien, daar lê die stuk geloof. Transformeer my. U kan dit doen. Ek submit. Ek laat U toe. Ek maak daai hekkie oop tussen my gees en my siel. Here, ek kan nie, maar U kan. Ek kan nie, maar U kan. Ek love daai gebed. As ek stres of bekommerd is of
Ek kan nie, maar u kan. Vriende, so dit beteken, as jy sterf aan jouself, moet jy jou regte opgee. Jy moet jou regte opgee. Dit beteken, want hoekom het jy regte? Want jy dink jy's alleen. Maar as jou lewe nie meer aan jou behoort nie, dan het jy nie meer regte nie, want jou lewe behoort nie meer aan jou nie, want jou lewe behoort aan Christus. En hier is die goeie nuus. Jy hoef eintlik nie regte te hê nie, want jy het 'n liefdevolle Vader wat vir jou sorg. Want ons sê baie keer, ek dring aan daarop om 'n werk te hê. Ek dring aan daarop om gelukkig te wees. En wanneer jy dan nou teleurgestel raak, dan dink jy God het jou teleurgestel. Weet julle, daar's 'n wonderlike boek geskryf daaroor. Die boek se naam is Disappointment with God. Het jy al ooit die boek gelees? Philip Yancey, hy skryf hierdie boek. Disappointment with God. Beautiful book, jy moet dit lees. En Philip Yancey sê dat mense het 'n verwagting van hoe hulle graag wil hê God moet optree, want ek het 'n reg. Ek moet gelukkig wees. Ek moet ryk wees. Ek staan op my regte. En dan tree God anders op as wat jy verwag. En dan stap jy weg van God af. En wat Philip Yancey sê, is jy stap eintlik weg van God af nie, jy stap eintlik weg van jou verwagting wat jy gehad het van God. Maak dit sin? Jy stap eintlik weg van hierdie beeld wat jy geskep het van God wat nie noodwendig God is nie, want jy het 'n verkeerde verwagting gehad, want jy staan op jou regte en as God nie maak soos wat ek dink nie, en vriende, ek weet hierdie is 'n sensitiewe ding. 'n Ongelooflike sensitiewe ding. Wanneer jy iets verloor in jou lewe en jy kan nie glo dat die Here dit toelaat nie, want God was veronderstel om. En as God nie opgetree het soos wat ek verwag nie, wel dan is hy nie lief vir my nie. Philip Yancey sê, dan is jy disappointed in God. En wat jy dink is, jy dink jy stap weg van God af, maar waarvan jy eintlik wegstap, is jou valse beeld van wie God is. So dis hoekom dit so belangrik is dat ons 'n Bybelse beeld sal hê van wie God is en nie ons eie afleiding maak nie. So jy moet jouself verloon en jou kruis opneem. Ek word al hoe minder, u word al hoe meer. Ek wil nie graag hê dat daar 'n gedagte, 'n emosie of 'n besluit is wat nie in lyn is met u wil vir my lewe nie. So dis presies, en ons het daarna gekyk, dis presies wat Romeine 12 sê, moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat julle transformeer. Jakobus 1:21 sê, daarom moet julle al die sedelike vuilheid en ongeregtigheid opruim wat so welig tuur en ootmoedig die woord aanneem wat God in julle geplant het. Kyk gou daai taal, dis in jou geplant. Jy's in Christus. Hy's binne in jou. Jy die DNA van Christus binne in jou. Dis jou identiteit, dis wie jy is. Laat nou toe dat dit jou wil, denke en emosies transformeer. Vriende, hoe doen ons dit? Ons praat al heel naweek oor hoe doen ons dit, maar ek gaan vragies weer sê hoe ons dit doen. Weet julle, die Bybel gebruik meer as 130 keer die frase dat ons in Christus is. Christus in ons en ons in hom. So hier is die ding, is om te weet wie jy in Christus is. En jy moet 'n baie duidelike beeld hê van wat God van jou sê. Wie is ek? En julle gaan huiswerk doen, maar ek gaan vir julle die huiswerk by die huis laat doen. Weet julle is op. Nou, ek wil tog vir jou vra dat jy dit by die huis wil doen. Ek kan net vir jou verduidelik. Maar dit is geweldig belangrik om te glo wat God van jou sê. Nou, waar kry jy dit? Jy kry dit in die skrif. En hier is, julle gaan sien in hierdie boek is daar 'n lysie van 2 of 3 bladsye wat vir jou sê wie jy is in Christus. Baie duidelik. Jy is gered, jy is heilig, jy is geliefd, jy het 'n toekoms. Hoe doen jy dit? Hoe transformeer jy jou brein? Jy glo dit, jy spreek dit uit
en jy herhaal dit. Jy glo dit, jy spreek dit uit, geloofsverklaring, en jy herhaal dit. Kan ek gou vir julle dit verduidelik? Ek is nou, soos wat julle weet, 'n kliniese pastorale terapeut. Weet julle hoe werk jou brein? Miskien weet jy dit. Hulle sê jou brein, het wat ons noem neuropathways. Dit is letterlik 'n stroombaan wat in jou brein is. Dis die manier hoe jy dink. Dis 'n stroombaan. Kom ons sê die stroombaan is: ek is nie maar genoeg nie, ek is nie goed genoeg nie, ek gaan nooit 'n man kry nie. Dis jou stroombaan, OK. Het jy geweet dat as jy 40 keer dieselfde gedagte dink, 40 keer, dan verander daai neuropathway in jou brein. Hulle noem dit neuroplastisiteit. Hulle het dit agtergekom by mense wat byvoorbeeld verlam is, en toe leer die ouens om 'n ander deel van hulle liggaam te gebruik, wat hulle nooit voorheen gebruik het nie, want hulle het verlam geraak. Die brein het homself gerewire. Dit is ongelooflik die brein, hoe God ons gemaak het. En hulle kom agter dat as jy 40 keer dieselfde gedagte dink, dan verander daai neuropathway. En as daai neuropathway verander, daai stroombaan, as jy nou dink aan 'n Scooby-Doo draad. Jy het ooit met Scooby-Doo gespeel? Ek is regtig oud, maar dis so 'n draadjie en jy bou mannetjies. Daai draadjie in jou brein verander letterlik en jy dink en die emosie volg jou gedagtes. Ek kan nou lank vir julle besig hou met hoe word emosies gemaak. Maar as jy wil anders voel, as jy ander emosies wil hê, as jy oor die verlies wil kom, as jy oor die hartseer wil kom. Daar's 'n wonderlike boek geskryf onlangs, die boek se naam is Forgiving What You Can't Forget. Dit was 'n beautiful book, Forgiving What You Can't Forget. Maar as jy jou emosie wil verander, dan sê die Bybel moet jy jou gedagtes verander. Hoe moet jy jou gedagtes verander? Nie net deur positiewe denke nie. Kan ek sê hoekom julle, want ons is nie New Agers nie. New Agers sê positive thinking, man. Ons het iets beter as positive thinking. Natuurlik weet ons lewe of dood sit in die tong, absolutely, maar weet jy wat het ons wat beter is as positiewe denke? Ons het die woord. En die woord is waar en die woord staan vas vir ewig. So wat jy wil doen is, jy wil toelaat dat die woord jou gedagtes transformeer. En as die woord jou gedagtes transformeer, maar hier is die triek, neuroplastisiteit sê jy moet dit 40 keer doen. En weet jy, navorsing het gewys, baie ouens gee hier op rondom 13. Gee hulle net op. Kan ek gou 'n voorbeeld gee? Julle werk met huwelike. As jy in 'n huweliksterapie wil wees, dis nou maar 'n algemene reël, dan is daar 4 reëls vir jou om in huweliksterapie te mag wees. Ek gaan nou nie deur al 4 gaan nie, maar een van die 4 reëls, as jy in huweliksterapie moet wees, is jy moet ophou met sê ons gaan skei. Jy moet net ophou om dit te sê. OK? Ek sê nie, jy mag nie so voel nie, jy moet net ophou om dit te sê, want as jy aanhou om te sê ons gaan skei, ons gaan skei, ons gaan skei, raai wat gaan gebeur? Jy gaan skei. Monkey see, monkey do. Jy programmeer jou brein om te dink ons gaan skei. So jy moet ophou met sê ons gaan skei. OK. So dit wat jy 40 keer dink, raak jou realiteit. So wat wil jy doen? Jy wil graag jou brein herprogrammeer met die woord van die Here. Dis wat jy wil doen. Wil jy graag genees van verwerping, van jou reaksiepatrone, vlug, vou? Gebruik die woord en herhaal dit en lees dit. Jy weet die Bybel sê op 'n stadium, die Ou Testament sê jy moet die woord eet. You have to eat the word. Jy nog als daarvan. Want dit moet deel raak van jou metabolisme. Kyk gou vir my, ek wil gou vir julle net sê waar dit staan in julle boeke. Kyk vir my na bladsy 45. So hier is die oefening, hier is die huiswerk wat jy gaan doen. Wel, ek wil jou uitnooi om dit te doen. OK. Wat jy gaan doen is, jy gaan ergens in jou huis 'n spieël kry, miskien in jou badkamer.
Waarskyn net jou man en jou vrou, want hulle gaan dink jy het heeltemal die klits kwyt geraak. Sê net vir hulle die dominee het vir jou oefening gegee. Okay. Blame die dominee. Hulle kan my maar bel. En jy moet letterlik vir jouself kyk in die spieël. Dit gaan ongelooflik awkward wees aan die begin. Nee, want jy gaan, ek het 'n moesie. Nee, moenie dit doen nie. Okay. En dan moet jy die woord spreek. Spreek die woord. En hier is wat jy moet sê. En wat jy wil doen is, jy wil graag dit 40 keer sê. So dis nie 'n quick fix nie. Maar jy wil graag hê hierdie moet regtig deel raak van jou DNA. En neuroplastisiteit sê vir ons as jy dit 40 keer doen, gaan dit. En dit is nie, dis nie net 'n leeroefening nie, hoor. Ons is nie new agers nie. Jy moet dit regtig glo, jy moet weet hierdie is waar. Dis wat God van jou sê. As God na jou kyk, onthou julle ons het die kursus begin met as God na jou kyk, wat sien hy? Onthou julle? Kyk, jy is 'n skapie en nie varkie nie. Hoe lyk 'n skapie? Wat sien God? Hier is wat God sien. Ons is op bladsy 45. Ek is God se kind. Want ek is gebore uit onverganklike saad. En dan daar is die teks. So op dag 1 doen jy dit. Jy staan in die badkamer, jy kyk in die spieël, dit gaan baie weird wees, probeer 'n bietjie oor dit kom, waarskynlik jou man of jou vrou. Maak maar die badkamer deur toe, as dit nou vir jou regtig. Maar vriende, jy moet dit uitspreek, jy moet dit claim. Jy moet dit opeis. Op dag 2 sê jy, ek is 'n nuwe skepsel. Ek is nuut. Die Here het my nuut gemaak. Die ou is verby, die nuwe het gekom. En gebruik die teks. En weet jy wat nog beter is, nê, is as jy die teks kan gebruik en jou naam kan insit in die teks. Dan sit jy jou naam in die teks. Dag 4. Ek is die tempel van die Heilige Gees. Dis so belangrik vir body self-image, né? Body self-image, huge ding. Ek sien maar genoeg, ek sien mooi genoeg, ek sien oulik genoeg nie. Jy staan voor daai spieël. Kyk na jouself. En dit gaan nie daaroor dat jy dink jy's indrukwekkend nie. Dan het jy dit gemis. God sê, hierdie persoon in die spieël is sy eiendom. Dis tempel van God. En ek neem dit op vandag. En jy doen dit 40 dae. En dan jy weer begin. Want dit is 'n lifelong journey. Vriende, dis presies wat Romeine 12 vers 2 sê. Dis nie heeltemal so nuut nie. Moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk raak nie. Maar laat julle transformeer deur julle denke te vernuwe. Glo wat die woord sê. En jy sal agterkom na 40 dae, omdat jou brein gerewire is, gaan jy anders begin voel. Daai persoon wat jy nie kan vergewe nie, daai ding wat met jou gebeur het, wat jy nie kan verwerk nie, oor 40 dae. Jy gaan dit ook nie vergeet nie, nê, maar dit gaan nie die houvas wat dit het oor jou, daai angels gaan uitgetrek word. Hier is julle huiswerk. Ek gaan dit ons vroeg klaarmaak, Marius, nê, is dit oké? Dis 'n lang dag. So, hier is julle huiswerk. Bladsy 60, 62. Bladsy 62 julle is 'n identifikasiegebed. Dis nogals geweldig belangrik. Blaai gou vir my na bladsy 62 toe asseblief. So julle onthou nou, daar is 2 stappe. Die eerste stap is Rooi See, die tweede stap is Jordaan. Die eerste stap is verlossing, wedergeboorte, die tweede een is totale oorgawe. Hierdie is 'n totale oorgawe gebed, nê. Nee. Ek wil graag vra dat jy dit sal gaan bid. Dis huiswerk. Jy moet dit obviously bedoel. Dit gaan nou help, nê. Nee. Ek erken dat ek nie die Christelike lewe in my eie krag of uit my eie krag kan leef nie. My gebed is, ek kan nie, maar
U kan. Ek kan nie, maar u kan. Ek kan nie, maar u kan. Ek vertrou my lewe onvoorwaardelik aan U toe. Onvoorwaardelik. Jy moet nou besef wat jy bid, nê. Hierdie gebed moet eintlik 'n warning label op hê. Né? OK? Nee, my lewe laat dit Heer. Dit is 'n gevaarlike lied daai. En ek kies om Jesus toe te laat om sy lewe deur my en in my te leef. Julle weet nou wat dit beteken. Ek gee al my regte prys. En ook al my verwagtinge. Hoekom? Want ek kan U vertrou. Ek vra dat U my verander in die persoon wat U graag wil hê dat ek moet wees. Ek glo dat U woord, dat ek my ou mens nou saam met Christus gekruisig is. Onthou daai lyndiagram, né? Ek glo ek is saam met hom begrawe en met hom opgewek in 'n nuwe lewe. Ek kies met my wil om Christus as my lewe, my krag en as my identiteit aan te neem. Ek dank U dat my identifikasie met Christus my heeltemal aanvaarbaar maak. Ek is geliefd, ek is heilig, ek is gered. Ek is 'n skaapie. Ek gaan nooit weer dink ek is 'n varkie nie. En as 'n skaap in die modder beland, kan ek vra vir vergifnis. Dat al my behoeftes in Christus vervul is. Ek gee myself geheel en al in gehoorsaamheid aan Christus wat in my is. Doen met my volgens U wil. So julle gaan doen hierdie gebed. Ek vra dat U waarheid en werklikheid in my lewe sal wees. Onthou julle ons het waarheid en werklikheid, dit was julle eerste huiswerk. Verheerlik en openbaar U seun in my lewe. Ek vertrou op U om dit te doen wat ek nie kan doen nie, te stop wat ek nie kan stop nie. En bo alles om te wees wat ek nie kan wees nie. Ek dank U dat U gedagtes my meer vernuwe en my emosies wat skade gelei het, heel soos wat U my lewe verander het en U lewe deur my leef. Ek dank U dat U my gered het van die sonde en van my sondige natuur. Ek dank U vir die oorwinning wat U nou myne in, daar is 'n tikfout, deur Jesus Christus gaan maak in sy naam en dan teken jy dit. Nou julle dis soos wat altyd die Gideon Bybeltjies geteken het, né? Nee. OK, hierdie is 'n verklaring, maar ek wil graag jy moet hom baie mooi lees voordat jy hom gaan teken. Julle, ek gaan gou vir ons 'n laaste video wys. Dit gaan oor herprogrammeer jou brein met wie die Bybel sê jy is. OK. Weet jy wie jy is? Ons bid. Here Jesus, ek wil net sê wow. Ek wil sê dankie. Here, dankie dat U hierdie goed vir my geleer het. En dankie Here dat hierdie eintlik maar vanuit die skrif kom. Dankie Here dat dit my lewe getransformeer het. En elke dag nog doen. Wanneer ek twyfel, is ek goed genoeg? Is ek al nie te oud om 'n dominee te wees nie? Het ek dit nog? Dan herinner U my, maar dis in elk geval U in my. Here, ek bid vir hierdie broers en susters van my, letterlik my broers en susters wat voor my sit, Vader, wat die harde werk gedoen het en nog gaan doen. Wat die heil van Christus in en deur hulle gaan uitwerk. Wat die wonder van die opstandingskrag gaan beleef. Wat geroep word om dit te deel met ander wat ook swaar kry. Dankie. En al wat ons wil sê is halleluja. Halleluja. Waardig is die lam wat op die troon sit. Amen. Vriende, baie dankie vir julle aandag, vir julle gasvryheid. Hoor, hierdie is 'n gasvrye gemeente. Dankie. Dit was 'n voorreg. Julle gaan verder 'n pad stap. Praat met Marius, praat met Piet. Baie dankie. Wil julle gou, ja, Marius.
Sjoe, julle, dit is die goeie nuus. Daai woorde wat ons hoor, the good news. Dit was die goeie nuus. Johan, dankie dat jy as 'n draer van die goeie nuus gekom het en vir ons die goeie nuus uitgepak het sonder maars en goed, maar soos dit is, soos wat God die Vader het bepaal het. Ek sit daar en as jy luister en jy sit onder die goeie nuus, dan you are humbled again and again. Niks uit my nie, alles uit hom uit. Ja, as ons daai ding net kan vat. So Johan, ja, dis vir ons regtig, ons is regtig dankbaar dat jy die tyd gemaak het. Ek sit daar ek's opgewonde om te besef uit ons pastorale deel van die gemeente sien ek 'n lekker verhouding wat ons gaan hê vorentoe. Meer sulke geleenthede, die goeie nuus moet uit. En ek besef die kerk is arm aan die goeie nuus. En nee, soos die tyd nader kom van Jesus wat terugkom, moet die goeie nuus uit. So elkeen van julle wat nou hier gesit het, gaan nou hier uitgaan as 'n draer van die goeie nuus. En dit is hoe die koninkryk werk. Ons het nie maar net gekry om onsself nou te voed nie. Ons het gekry om uit te gaan en die goeie nuus te vertel soos wat hy is. En ons het dit vandag of hierdie naweek op so 'n praktiese manier gehoor dat jy kan dit gaan vertel aan iemand anderste. En dit vra ek vir julle die diepte van my hart, moenie suinig wees met die goeie nuus nie. Toe Paulus hierdie dinge verstaan het hy gegaan tot op die plekke wat hy omtrent doodgegooi word met klippe. Wat hy weer sal opstaan en teruggaan in daai dorp. En hoekom? Want hy die goeie nuus verstaan. En hy het verstaan dat dit vir elkeen is. En al gooi 'n ou hom nou met 'n klip, weet hy dis vir daai ou ook en hy sal teruggaan. So ek wil julle regtig aanmoedig. Dis fantastiese lering. Maar kom ons gaan verder en let's apply it. But let's share it. Amen.